1 Korinte 13 vers 1 tot 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Ons as mense word baie keer vreeslik vinnig beïndruk deur ander persone, ander mense se gawes, dinge wat hulle goed kan doen. Dit beïndruk ons, dit maak 'n groot indruk op ons, soveel so dat ons hulle as ons helde beskou. Maar nou kom sê Paulus, al het jy die wonderlikste gawes, al kan jy in tale bid en praat, en al het jy die geloof om berge te versit, maar jy is sonder liefde in jou lewe, dan het jy absoluut glad niks. Want jy sien, al hierdie gawes, die wonderlikste gawes, die gawes van die Gees, is niks werd sonder liefde nie, want God is liefde, en ons wat kinders van God is, moet lief hê. Daarom sê Paulus, kom ek wys julle wat is die heel beste, kom ek wys julle wat nooit sal vergaan en nooit sal verander nie, dit is liefde. En dan hier van vers 4 af kom beskryf hy vir ons hoe lyk ware liefde. Hy sê ware liefde is geduldig, dis vriendelik, dit is nie jaloers nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Ware liefde, sê hy, is nie liggeraak nie, en dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit onthou nie wat het my maat, wat het my geliefde gister en eergister verkeerd gedoen, sodat ek dit môre teen hom of teen haar kan gebruik nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar dit verheug hom oor die waarheid. Kom ons wees lief vir mekaar, soos wat God ons lief het en soos hy van ons verwag om mekaar lief te hê. Here, dankie dat U die bron is van liefde. Dankie dat ons weet, ons kan lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Gee my die krag en die vermoë en die genade om vandag lief te hê, om elke een wat oor my pad kom, lief te hê met U liefde, om vir hulle te wys dat U 'n God is van liefde. Help vir my, Here, om geduldig te wees, om vriendelik te wees, om nie afgunstig te wees nie. Help my om nie groot kop te kry en grootpraterig te wees of verwaand op te tree nie. Here, en ek bely, ek soek so graag my eie belang, maar ek wil nie, Here, want dit is wat liefde vir my vra, dat ek nie sal doen nie. Help my om nie liggeraak te wees nie, Here, dat ek nie aanstoot sal neem nie, en dat ek nie sal boekhou van die kwaad nie. Dankie dat ek weet, U liefde vir my vergaan nooit. Dit sal vir altyd daar wees. Amen.